as ma se bekommernis begin sommer baie vroeg. Nadat jy trou, dan is jy op 'n punt bekommerd om swanger te raak. En dan as die babietjie kom, is jy bekommerd oor, gaan hierdie babietjie al sy mylpale bereik wat hy moet. En dan bekommer jy jou oor, is die kleuterskool die regte ene? En dan bekommer jy jou oor 'n laerskool en later oor 'n hoërskool. En jy bekommer oor vakkeuses. En dan bekommer jy oor matriekeksamen. En die toekoms. Moet die kind gaan studeer, moet die kind werk. En waar moet die kind nou werk kry in Suid-Afrika vandag? En dan bekommer jy jou oor lewensmaats. En as hulle getroud is, dan bekommer jy nog steeds oor hulle. En as die klein kinders kom, dan begin die ouma van vooraf bekommer. Maar ek wil vandag vir jou sê, deur dit alles, is God by jou. Dit maak nie saak in watter fase van jou lewe jy nou is, en waaroor jy nou bekommer nie. Die Here is saam met jou. I've had many tears and sorrows. I've had questions for tomorrow. There's been times I didn't know right from wrong. But in every situation, God gave me blessed consolation that my trials come to only make me strong. Through it all, I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Through it all,
Baie dankie Ietjies plek en baie dankie Rutia en jou span, praise God. Nou alles wat vandag nog hier gebeur het, van Reinie se koortjies wat Luit gekies het, en die profetiese woord in hierdie item, is alles deel van wat die Here vanoggend vir mense wil sê. En is my voorreg vandag om, ek dink vir die eerste keer dat Tannie Rea gaan preek in hierdie gemeente. Tannie Rea, en ek glo dis jou bediening. Kom ons gee vir haar 'n lekker handeklap, haleluja. En bedien ons as die Here op jou hart lê, praise God. Nou ja, broers en susters, dit is vir my vreemd. Ek het al baie hier voor gestaan, maar dan het God vir my 'n woord gegee uit die banke uit. Ek dink, kom ons sluit net ons oë. Vader, hoe wonderlik is dit om U te kan ken vanmôre. As ons Vader, as ons Heer, as ons Meester. Dankie o soete Gees van God, dat U alreeds hier is, dat U alreeds die voorbereiding werk gedoen het, Here. Wat sou ons doen sonder U? Vanmôre weet ek net, God, U wil lewens aanraak vanmôre. U wil herstel vanmôre. U wil vanmôre hê dat U kinders moet op die berg van oorwinning kom. Ek bid nou dat U in elke hart daardie rustigheid sal gee en dat U o Gees van God elke een sal bedien soos U wil, soos dit nodig is. Ons eer U vanmôre in Jesus se wonderlike naam. Amen. Nou soos pastoor gesê het, alles het vanmôre al gegaan. So die Here wil vanmôre vir ons iets sê. En ek is maar net die instrument vanmôre. En ek wil net eers getuig voor ek die woord gaan gee. Toe oom Dries oorlede is in die Kaap, dit was vir my baie moeilik, want ek kon nie daar wees nie, ek het niks van hom nie. En toe ek met die begrafnisondernemers praat, toe vra ek vir hulle, kan hulle nie net vir my sy trouring afhaal nie? En Morney, wat ek baie goed ken, sê Tannie, hulle draai hulle in plastiek toe, en ons mag hulle nie oopmaak nie, omdat hy aan COVID oorlede is. Hy sê, maar as Tannie wil, sal ek 'n snytjie of iets maak, en net die ring afhaal. Ek sê toe, nee Morney, los dit liewers, ek wil jou nie in die moeilikheid bring nie. En daar gelaat. Vrydagoggend, as ek in my woonstel en my foon lei, ek telefoon op, ek sien Blouberg Netcare Hospitaal. Die eerste gedagte wat by my opkom is dat 'n rekening is nie betaal nie. En die dame antwoord en sy sê, sy stel haarself voor as Monica, manager van die COVID-saal. Sy sê, praat ek met mevrou Basson? Ek sê, ja. Sy sê, mevrou Basson, ek wil net vir jou sê, ek is baie jammer, ek hoor, meneer Basson is oorlede. Ek sê, ja. Sy sê, mevrou, en ek is jammer dat ek nou eers bel. Sy sê, maar die dag na jou man opgeneem is ons almal uit die COVID-saal uit verwyder. En ek is hierdie week vir die eerste keer weer terug in my saal. Sy sê, en toe deur die papiere gaan, toe kry ek 'n koevertjie met meneer Basson se trouring. Is ons God nie goed nie? Ek het net geheilig sê, Here, hoe goed is U? U ken ons begeertes. En ek wil elkeen vanmôre bemoedig. God ken jou behoeftes. Hy weet van jou vanmôre. Dalk nie op die tyd wat jy die antwoord wil hê, maar God weet van jou. En ek wil jou bemoedig. Ek wil jou bemoedig vanmôre. Die Here het vir my soveel dinge gedoen en geleer hierdie laaste 4 maande. Ek het net 'n bietjie agtergrond vir julle gee. My titel vanmôre wil ek noem, dis oukei om nie oukei te wees. Hoor julle mooi? Dis oukei om nie oukei te wees nie. Maar jy moet nie daar bly nie.
Nou eerstens laat ek vir julle 'n bietjie agtergrond gee. Ons is die 23ste Desember bietjie af Kaap toe vir 'n vakansie. Opgewonde. Want vir die eerste keer na die lockdown kon ons bietjie uit. Omdat ek die ouer huis het, was ons vir 6 maande binne toegesluit. Ek en Joey en Poppy het kos gemaak, ons het beddens opgemaak, ons het oumas gehelp aantrek, ons het alles gedoen. Want ek het net 3 staflede gehad wat ingebly het, om my oumaatjies te beskerm. So julle kan dink, ek het alles in my vermoë gedoen, om hulle te beskerm. En ons is toe hier weg, in alle voorsorg getref. Ons het baie gewik en weeg, sal ons gaan of sal ons nie gaan nie. Want op daai stadium was die Kaap baie erg met die COVID. Maar ons het toe besluit, ons gaan in 'n plekkie in waar niemand anders by ons is nie. Ons sal nie uitgaan na groot plekke toe waar baie mense is nie. Ons het selfs langs die pad ons eie padkossies gemaak, om nie in restaurante te gaan sit nie. Ons het daar gekom en ek en Karen het kossies gemaak vir Kersdag lekker geniet. Die aand voor, ek julle dit eers sê, vir die aand voor ons ry toe ons pak, gewoonlik pak ek. En daai aand toe kom Dries en hy sê, my liefie, ek wil saam met jou pak. Ek sê, is reg. Hy haal sy stapklere uit, hy sê, waar is jou stapskoene en goed? Ons gaan bietjie stap, daar langs die see. Ek en jy. Hy was so opgewonde. Ons het Kersdag geniet, ons het lekker geëet, kossies wat ons self gemaak het. Die kinders almal, die maandag, toe besluit ons gaan 'n bietjie Langebaan toe ry. Toe ons deur Langebaan kom, toe is daar te veel mense, en hy sê tog, nee, ons gaan nie hier in nie, kom ons ry verby. Ons het so end verby gery, en ek sien die bordjie Jakobsbaai. Ek sê, van draai hier af. En hy draai af, en ons gaan, dus is dit so 'n klein dorpie, die pragtigste plekkie. En ons stop so op 'n plek, en ons loop, Tannie Mita was saam met ons. En ek vat haar aan die arm, en ek stap met haar 'n entjie tot by 'n bankie, en ons gaan sit daar, en hy gaan sit op 'n klip so naby ons. En toe ons later terugry, toe sê hy vir my, ek dink ek voel nie lekker nie. Ek sê, hoe voel jy? Hy sê, nee, dit voel of ek bietjie griep kry. Want die oggend toe ons ry, toe dit verskriklik gereën en hy het nat gereën. Ek sê toe nee, okay, en ons kom by die huis en ons het vir hom medisyne gegee, maar hy was okay. Eerste wat Karen gevra het is, oom Dries, is jy benoud? Nee, ek voel net grieperig. Die dag daarna, toe het ons bietjie langs die strand gaan loop met Tannie Mita, het ek die rolstoel gestoot, en vir haar ook. Sy het gewik en weeg, sal ek saam met haar gaan? Nee, ek het al laat vlieg. En ons het so afgeloop met haar, en sy het gesê, Ria, los my net so bietjie met die rolstoel hier. Ek wil net so bietjie oor die see kyk. Sy is reg, daar gesit, en ek en oom Dries het daar langsaan gesit. Die dag daarna, toe sê hy vir my, ek voel nie lekker nie. Kry jy koud? Ek sê nie, ek kry nie koud nie. Hy sê, want ek kry koud. En Karen het gevra, al die vrae, niks, nie koors nie, nie benoud nie, nie pyne in die bors nie. En die dag daarna, die Woensdag, toe val van die bed af. En ek sê vir my nou, hy sê nie, hy wou net opstaan om badkamer toe te gaan. Hy het homself nat gemaak. En ek en Rian en Karen gesukkel om hom op die bed te kry weer. En donderdagoggend, toe ek besig in die badkamer om my tande te borsel, en ek hoor net weer doef. Toe val hy weer. Maar toe val hy reg voor die deur van die kamer. En hy het hom weer self nat gemaak. Ek kan nie vir julle verduidelik hoe ek gesukkel om hom weg te kry van die deur, laat Rian hulle kan inkom nie. Ek het naderhand gesê, Here, help my net, help my, gee my krag.
Maar nou is dit nat die vloer, ek gly. Ek kry hom nie, maar naderhand het ek hom so eentjie weg. En Rian en Karen kom in en ons speel op die bed gesit. Toe begin hy koorsig raak. Maar Karen praat nog met hom en sê vir hom, oom Dries, is jy benoud? Nee, hy praat met ons. Sy sê naderhand, sy sê, mami nee, ek dink ons moet hom hospitaal toe vat. Ons bel die ambulans. Toe die ambulans kom, toe sê hulle vir ons, daar's nie beddens nie. Daar is nie beddens nie. Maar hulle toets hom toe nou en hulle praat met hom en vir die eerste keer toe sy deurmekaar. En hulle vat sy suurstof. Toe sy suurstof 38, wat hy moet 97. Die ambulansmanne sê vir ons, hulle kan nie verstaan dat hy nog gestaan het. Maar hy sê, toe Tannie, ek gaan dadelik bel, hulle moet hom opneem, hy is kritiek. Ry agter ons aan met die ambulans. Nou, ek en Karen het agter die ambulans aangery. Maar nooit op daai oomblik het ek nog gedink, hy gaan sterf nie. By die hospitaal gekom het, hulle dadelik met hom in. Ons kon nie eers baie sê nie. Ons kon niks doen nie. Hulle het hom net ingevat. En vir ons gesê, sit daar buite. Ons mag nie eens in die hospitaal ingegaan nie. Hulle het na my toe gekom met die papiere en ek moes alles invul. So na 'n uur toe kom die ongevalle dokter uit, toe sê hy is gestabiliseer, maar hy is baie siek. Toe sê hy vir my, mevrou, maar hy is 73, 'n gesonde 73. Hy het nooit gerook nie. Hy is fiks. So dit sal goed gaan. Sodra 'n bed beskikbaar is, sal ons hom in 'n saal sit. Maar daar's geen ventilators nie. En die reël van die hospitaal is, almal oor 65 kry nie 'n ventilator nie. Net die jong mense. Maar ek het geweet, God is in beheer. Dit het my nie bekommer, die ventilator nie. En so het ek en Karen, ek dink vir 2-3 ure daar buite gesit. In die son, toe kom hy nader en toe sê hy, daar's nou 'n saal. Hulle gaan hom nou opstoot saal toe. En hy sê net so, mevrou gaan staan daar by die deur en as hy doel omgaan en waai net vir hom. Waai vir hom? Hy kan my nie sien nie. Maar ek het dit gedoen. Ja, staan, omgewaai. Die hospitaal was so vol dat hulle vir jou gesê het, wanneer mag jy bel? En ek het gebel, die volgende oggend, toe sê die suster vir my, mevrou uit 'n baie slegte nag gehad. Maar die dokter het die medikasie verander. Ons glo dit gaan beter gaan. En ek het aan daai hoop gegryp dat dit beter gaan. Ons het aan die metalliggawe toe gevat terug. As terugkom toe sê ek vir Karen, ek gaan nou bel om te hoor. 5. Ek bel. Die suster sê vir my, mevrou, dit gaan baie goed met hom. Hy het so goed gereageer op die medikasie. Ek het die Here dankie gesê, want ek het geweet. Maar net ek geweet 2 uur daai môre, toe lui my foon. Mevrou Wasson, ek is jammer, jou man het gesterf. Net so. Ek het geen gevoelens gehad nie. Ek was soos 'n zombie. Ek het na Karen toe geloop in die kamer. Sê ek wil Karen oom Dries se oorlede. En daar het alles begin. Maar weet u, al was ek nie bewus nie, God was daar. Halleluja. God het my hand gevat. Amen. En ek wil vir julle sê, en daardie volgende paar dae, toe begin ek simptome kry. Maandag toe kom ons terug, Karen bakkie bestuur. En ons het die aand oorgeslaap op Beaufort,
En daar het ek begin voel, ek raak benoud. En die Here sê vir my, vat die woord, en sit die woord op jou bors, en bid. En ek het vir Karen gesê, Karen, kom bid vir my, en ek het die woord gevat. En daar glo ek het God 'n verandering gebring, want ek was nie weer benoud nie. Ek was nie weer, en ek het al die ander simptome gehad. En toe ons hier by die huis kom, toe is ek in kwarantyne by Karen. En Joey bel die maandagoggend, toe ons nog op die pad is, Tannie Mita het simptome. Sê dadelik vir Joey, bel die ambulans, laat hulle haar hospitaal toe vat, Karen reël alles. Toe ons hier by die huis kom, het by haar is, ek het soos 'n dooie mens gevoel. My gevoel niks gebeur nie. Maar weet julle, en ek wil julle aanmoedig vanmôre, hierdie woord, moet dit nie net lees nie, plaas dit in jou hart. Want daar gaan 'n dag kom, wat jy daai woord nodig het, wat jy nie naby die woord is nie, of ek het die woord gevat, ek het gelees, maar dit het niks vir my sin gemaak nie. Maar as ek gaan lê het in die aand, dat die woord net begin deur my kom, as ek my kry, dan praat ek die woord. En dit is hoekom ek glo Prediker 11 waar hy sê, werp jou brood op die water, want na verloop van baie dae, het julle dit al raak gelees, baie dae sal jy dit vind. Ek weet die prediker spreek dit altyd vir tiendes, maar ek glo, dis vir elke faset in jou lewe. Alles wat jy in die grond sit, gaan terugkom na jou toe. Hierdie woord, ek het vanmôre toe hier staan, toe sê ek, Here, as U vir ons die Heilige Gees gegee het, hoekom het U dan die woord ook vir ons gegee? Hy kon mos net die Gees van die Here vir ons gestuur, maar hy het vir ons die woord ook gegee. Want die woord is die waarheid. Die woord gee oorwinning. Die woord is daar wanneer niemand daar is. Ek het soos 'n melaatse gevoel. Want nie eers Karen kon my 'n drukkie gee in daai moment nie. My kleinkind kom om vir ouma hulle te sê, buite die hek sit sy vir my 'n koekie neer en 'n blommetjie, ouma. Weet julle hoe voel dit? Weet julle hoe voel dit? Om so te wees. Ons wat gewoond is om te druk, om daar te wees vir mekaar. Dis wat hierdie COVID doen, hy hou ons weg. Hy verwyder jou van almal wat vir jou lief is. Maar hy kan jou nie verwyder van God nie. Hy kan jou nie verwyder van die Gees van God nie. My gees my liggaam was so swak van hierdie COVID, dat ek baie keer voor die wasbak gestaan en huil het. Ek kry nie my tande geborsel, so swak is ek nie. Maar God het my gees versterk hier binne in my. En wanneer die woord so in my gekom het, dan het ek net gevoel, hoe lig die Here my op. Alles het so onwerklik gevoel. Ek het soveel vrae gehad. Vrae wat ek nie kon beantwoord kry nie. Dit is vir my daarom gevoel soos 'n maalkolk. Ek maal en maal in die ronde, want ek kry nie antwoorde op al hierdie vrae nie. Dit voel partykeer vir jou of jy jou hart wil gaan staan. Ek weet nie hoe om dit vir julle te verduidelik nie. En daar praat die Here met my. Ons as kinders van God dink so baie keer, ek mag nie swak wees nie. Want ek is mos 'n kind van God. Ek mag die storms en swaar kry, ek mag dit nie wees nie, want God is dan daar by my. Hy sê dit dan. Maar God het nooit gesê, hy vat dit weg nie. Hy het gesê, ek is daar. Halleluja. Hy vat dit nie weg nie. Hy is daar vir jou. En toe, dis in 2 Korintiërs 12 vers 9 sê ook, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. Amen. Want my krag, God se krag,
word in my swakheid volbring. Waar kry ons 'n getuienis? Dis wanneer dit gebeur. Wanneer ek swak is en God se Gees my versterk en ek oorwinning kry. Dis waar my getuienis is. Want anders het jy nie 'n getuienis nie. Toe ek terug is weer, die begrafnis was 2 weke daarna eers. Toe kon ons, toe Tannie Mita oorlede, Poppy is oorlede, Joey is opgeneem, ook met COVID in die hospitaal. My tehuis staan alleen, ek is by Karen. Maar God was daar. Daardie huis wat aan hom behoort, het aangegaan. Hy het aangegaan, want God was daar. Hy was in beheer. Ek was rustig net. En weet julle wat? Toe ek weer by die werk kom, ek kon net nie oor dit kom nie. En die môre toe staan ek by Peer en ek praat met hom en ek sê vir hom, Peer, Mommy voel soos 'n swakkeling. Toe besef ek dat ek vir die eerste keer erken hoe ek voel. Ek is swak. Maar ek mag so wees. Ek mag so voel. Want dis hoekom God gekom het. En Peer my sê, Mommy, jy's nie 'n swakkeling nie. Jy het baie trauma om te verwerk. Moenie so hard wees op jouself nie. Wag, laat die Here vir jou help. Hoekom gaan sien jy nie 'n trauma beraader, net om jou te help nie? Want jy weet, dit is maklik, as mense naby aan jou sê, moenie te hard wees op jouself, dan dink jy, dis my kind, hy moet so sê. En ek het gegaan na die vrou, ek het baie gewik en weeg. Maar ek is bly ek het gegaan. Want sy het my laat praat. Alles binne my. En ek het vir haar gesê, as ek my aand my oë toemaak, dan sien ek oom Dries in hierdie plastiek toegedraai. Ek kon nie daai gesig uit my kop kry nie. En sy het vir my gesê, Tannie, moenie so daaraan dink nie. Sien hom waar hy nou is. Sien hom waar hy God verheerlik. Sien hom waarvoor hy geleef het. En toe ek dit doen, toe verander dit. Toe ek sien waar is hy. Daar waar hy altyd wou wees. En sy gee vir my die skrif. Eers kon ek nie mooi verstaan nie. Ek gaan hom vir julle eers in Afrikaans lees. Dis 'n powerful skrif. In Johannes 12, vers 27, en sy sê vir my, Tannie, gaan huis toe. Gaan lees die skrif, oordink dit. Sy's 'n kind van die Here. En ek lees die skrif, Johannes 12, vers 27. Hy sê, nou, dis Jesus wat praat, is my siel ontsteld. En wat sal ek sê? Vader, red my uit hierdie uur. Maar juis hierom het ek in hierdie uur gekom. En eers kon ek nie mooi verstaan nie. En toe maak God dit vir my stelselmatig oop. En ek besef, Here, maar dis hoekom U gekom het. Vir wanneer ek in swakheid is, wanneer ek U nodig het. Dis hoekom U gekom het. En ek en pastoor sit en hy lees hom vir my uit die Engelse Bybel. Nou hierdie van myne is nou die God's Word vertaling, maar dieselfde as die Amplified. Maar hoor mooi, hy sê, I am too deeply troubled now to know how to express my feelings. Should I say, Father, save me from this suffering? No. I came for this time of suffering. Is dit nie mooi nie? Gee die Here 'n handeklap vir hierdie woord. Hierdie woord. Om te weet, maak nie saak wat jy deurgaan nie. Dis hoekom Jesus gekom het. Hy het nie gekom vir gesonde mense nie. Hy het nie gekom vir mense wat nie probleme het nie. Hy het gekom vir my en jou. Hy het gekom vir wanneer ons iemand nodig het. Amen. Ek raak so opgewonde elke keer as ek hierdie skrif lees, om te besef, dis hoekom Jesus gekom het, vir my en jou storm.
Dis nie wat saak maak hier op die aarde nie, maar dis wanneer die hiernamaals vir ons belangriker word. En dan maak alles vir jou sin. Dan vra jy nie meer al hierdie vrae nie. Ek is nog baie hartseer, ek mis hom baie, maar ek het vrede. Vrede in my hart. Want dis oukei om nie oukei te wees. Moenie daai vergeet nie. As jy weer so voel, sê net, Here, ek is nie oukei nie, maar dis oukei om so te voel. Ek was so ingestel daarop, dat God my moet verlos van hierdie hartseer, hierdie omstandighede waarin ek is. Maar dit was nie God se plan nie. Sy plan was om sy krag in my te openbaar. Dit was God se plan. Want weet julle wat? God is soos 'n spesialis. Hy soek stikkende, gebroke, hartseer mense. En ek wil vanmôre vir jou, wat hier sit, as jy hartseer is vanmôre, of as jy 'n storm het waarin jy is, by God maak dit nie saak nie. Hy sê vanmôre, kom net. Alles wat ons vanmôre gehoor het, kom sit net by my voete vanmôre. Hy sê ook in sy woord, hy sal die geknakte riet nie afbreek nie. En toe ek nou dit lees, toe dink ek maar, sjoe, hy sê, hy sal hom versterk. Het julle al gesien as jy iets gebreek het, en jy versterk hom, is hy 10 maal sterker? Is dit nie wonderlik nie? God sê, hy sal hom nie afbreek nie, hy gaan hom versterk. So dan is jy sterker, na die storm, as wat jy was. En nou die môre toe gee die Here vir my hierdie van die vrou van bloedvloeie. Ek wil dit vir julle lees. In Lukas 8 vers 46. Hy sê, maar Jesus antwoord, iemand het my aangeraak, want ek het gemerk, dat krag van my uitgaan. En toe die vrou sien, dat sy nie verborge gebly het nie. So mense het nou gesien, Jesus het al gesien, kom sy bewend, en val voor hom neer, en vertel hom voor die hele volk, nie in die geheim nie, voor die hele volk, hoe sy onmiddellik gesond geword het. En hoor wat sê hy vir haar? Hy sê, hou goeie moed, dogter. Dogter. Maar as jy vorentoe lees, dan praat hulle van die vrou. Vrou van bloedvloei. Ons was almal vrouens of mans. Vandag is ons dogters kinders, of ons is 'n koning se kind vanmôre. En hy sê vir haar, hou goeie moed dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. En toe hy vir haar sê, dogter, toe kom daar dadelik die verhouding, die verbond. Toe ek het weer lees, pastoor, toe sê die Here, die verbond wat ek met jou het. Is dit nie wonderlik om te weet, dat ek het vanmôre 'n God wat vir my lief is, wat vir my omgee, wat vir my kosbaar is, en dat ek hom kan noem, Vader, en hy vir my dogter sê, koning se dogter, nie net 'n dogter nie, 'n koning se dogter. Vanmôre sê jy dalk vir my, Ria, ek voel soos daardie vrou vanmôre. Want as jy voorheen lees, sal jy sien, sy was uitgeworpe. Haar familie, almal het haar verlaat. En vir 12 jaar het sy die dokters probeer. Sy het alles probeer. Maar daai môre, toe sy haar geloof in werking sit, en God se kleed aanraak, toe gebeur die wonderwerk. En vanmôre sê jy dalk vir my, Ria, ek voel soos daai vrou. Ek voel uitgewerk. Ek voel alleen. Ek is in 'n storm waarvan niemand weet nie. God weet vanmôre. Maar God vra vanmôre, gee die tree van geloof. En kom vat vanmôre jou oorwinning. Hy verstaan jou hartseer. Hy verstaan jou verlange. Hy verstaan jou storm. Maak nie saak wat jou probleem is nie. God bly dieselfde.
my beste vriendin vanmôre. Kom laat ek jou voorstel aan daardie Jesus. As jy hom nog nie ken nie, kom laat ek jou voorstel. Hy wat alles verander. Hy wat altyd daar is. En toe kom hierdie lied by my op. En ek wil vanmôre vir ons vra, almal van ons, jy weet hoe jy voel vanmôre. Kom ons staan op vanmôre. En ons steek ons hande uit vanmôre. Soos hierdie ou liedjie wat sê vanmôre. Hef op jou hande. Vra vir Jesus wat jy wil hê. En hy sal vir jou gee vrede en wat jy vra. Vertrou hom vanmôre. Hy wil vir jou. Maar hy wag vir jou. Halleluja. Hy wag vir jou. Die oor sluit vir 'n oomblik. Kom maar net vir 'n oomblik. Terwyl die musiek vir ons saggies speel, just live. Sluit dit die oë vir 'n oomblik. Jy sien kerk, daai een wat krag gee. Jesus is in hierdie plek vanoggend. Hy is hier om jou uit te nooi en sê, kom na my toe. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Kom na my toe met jou seer, met jou hart seer. Kom na my toe met jou eensaamheid, met jou siekte. Kom na my toe met jou probleme. Kom net soos jy is. Dis hoe right om jou right te wees nie. Dis hoe ons kerk het. Sodat ons mekaar kan help. Sodat ons mekaar kan ondersteun. En ek wil jou vra vanoggend, as jy sê, Pastoor Dani, bid vir my vanoggend. Ek is swak, maar ek vertrou God, dat sy krag in my swakheid volbring sal word. Lig op jou hande en reik uit na hom toe, kom aan kerk. Rek op jou hande, roep na hom. Hy gee jou krag. Hy gee jou vreugde. Hy gee die oorwinning. Hy maak deure oop vanoggend vir jou. Kom aan kerk. Kom aan kerk, roep net na die Here terwyl jy daar staan. Terwyl jy vandag in jou seer is, roep nou na hom, kom aan. Roep nou na hom. Here, laat die krag vanoggend in my swakheid volbring word. When I'm weak, I am strong. Kom aan, loop hom weer af oor. Kom aan, loop hom weer af oor. Laat die Here deur jou spoel vanoggend. Sy heerlikheid, sy salwing, sy teenwoordigheid. Oh, halleluja. Vader, vanoggend elkeen die sy hande opgehef is. Elkeen wat vanoggend aangeraak is deur hierdie boodskap. Elkeen wat swak is, wat 'n behoefte het vanoggend, bring ek nou in die geloof na U toe, Vader. Vader, U het ons lief genoeg vanoggend om vir ons te gee die wens van ons hart en die begeerte van ons lippe. Here, het ons lief genoeg vandag om die balsem oor ons te gooi en ons te genees. Het ons lief genoeg vanoggend, Vader, om elke probleem op te los. Verlede weg te was van God. En ek bid vanoggend dat daar 'n nuwe begin is. 'n Berg van oorwinning, Vader. Nuwe hoop is, Vader. Here, ons is saam met U vanoggend in hemelse plekke. En ons verklaar vandag oor elke een as meer as oorwinnaar. Ons verklaar vandag, Here, laat U liefde in hierdie plek nou heers. En die Here laat U in hierdie gange rond beweeg en net mense aanraak. Kom aan kerk. Sluit jou oë, let it touch you. Dat U net let aanraak, Here. Net soos daardie vroue bloedvloeiing, Here. Dogter van God. Dogter van God. Dogter van God. Kom maar, ek wil hê moeders hier moet dit hoor. Dogter van God. Oh, halleluja, dogter.
Nie 'n vreemdeling, jy dogter van God. Hy het jou raak gesien. Hy het jou raak gesien. Hy het jou raak gesien. Dit is 'n woord. Omstandighede in hierdie lewe kan jou partymal onderdruk. Of jy nou 'n geestelike wedergebore kind van die Here is. En terwyl Suster Ria vanmôre haar getuienis saam met die woord gebring het, toe besef ek weer, dis nie altyd sonskyn nie. Maar wanneer die nag vir jou donker geword het, dan is daar vir jou 'n belofte neergepen deur Jesus self. En toe sê dit vanmôre kwartier, toe besef ek daar waar ek sit, ons het deur 'n bietjie van 'n wind, 'n storm gegaan. Iemand het in Judy vasgery, haar kar het beskadig. Sy het griep gehad, sy het skok gehad. Ek het 'n ligte bronkietis gehad, wat wou oorsit in 'n griep. Dokter was bekommerd oor COVID. 2 maal getoets, geen COVID nie. Toe trek hy in my ontsteking in my dikdarm. En ek word daar die oggend wakker. En ook maar net soos 'n mens, sê ek, Here, ek verstaan dit nie. En daar's 'n liedjie wat sê, I don't need to understand. All I need is to hold on to his hand. Amen. En hier kom daai skrif. Dave, my seun, ek het gekom dat jy lewe moet hê. Lewe in oorvloed. Lewe in oorvloed. En as ek sê lewe in oorvloed, is dit genoegsaam van alles. Hy vertroos die gebroke, die wat in rou is. Hy heel die sieke. Oorvloed beteken niks kort nie. En baie keer voel dit vir ons so, maar ek wil dit vanmôre oor jou uitspreek. En dit is al reeds gedoen. Ek wil vanmôre vir jou sê, van armoede na rykdom. Amen. Van siekte na gesondheid. Amen. Toe die kar gestamp is, toe kom iemand en hy offer my 'n prys vir my voertuig. En ek aanvaar die prys, net soos wat ek wil hê. Hy sê en ek wil sommer ek ruil daai motor vir jou ook in. Nou het ek te veel motors, as daar iemand is wat 'n motor kort het, sien my. Ek sê weer, hy het gekom dat jy 'n lewe in oorvloed moet hê. Ontvang dit vanmôre. Kom aan, gee die Here prys. Halleluja. Amen. Ek kan 'n plek neem vir 'n oomblik. Praise God.